Goeiedag vriende, baie welkom by ons 4de sessie in ons bestudering van hierdie gedig in 1 Korintiërs 13, die gedig wat gaan oor die liefde. Nou ek hoop jy kry aaklige flashbacks van Afrikaans op hoërskool as jy hoor die bestudering van 'n gedig nie, maar as dit so is, asseblief hierdie is anderste. Dit wat ons hier leer uit hierdie gedig uit is regtig van toepassing op ons lewens. Dit help ons om hierdie roeping waarmee God ons geroep het uit te leef. En dit is mos nou hoe enige gedig werk, ook hierdie gedig. Ons bestudeer die woorde in die gedig, want in enige gedig kies die digter baie spesifiek sekere woorde. Dis mos anders om 'n gedig te skryf as om net 'n brief te skryf of om net iets te sê. Jy kies spesifiek woorde, woorde met 'n ritme, woorde met rym, rusposes, leestekens, alles maak baie saak in 'n gedig. Baie intentioneel en dis hoekom ons kyk na die woorde in hierdie gedig. Sodat ek en jy ingetrek kan word in 'n dieper verstaan en betekenis. Nou ons het in die vorige sessie gesien dat die eerste twee dele van die gedig nogal iets baie kenmerkend uitwys. Die eerste deel fokus op die ek. Die tweede deel fokus op die liefde. En ons het gesê dis soos 'n uitnodiging om die liefde te aanskou. Hoe doen ons dit? In Jesus. Ons het baie tyd in die verlede maand spandeer aan hierdie element in ons proses om al hoe meer die uitdrukking, die uitbeelding van die liefde van God in Christus te word. Die proses van aanskou, saam Jesus aanskou. En dit het ons gesien deur na die woorde te kyk in die eerste twee dele van die gedig. Ons gaan vandag weer na die eerste twee dele kyk en ek wil jou weer uitnooi om te sien nog 'n groot verskil tussen die eerste en die tweede gedeelte. Ek gaan die eerste gedeelte lees soos wat ons hom in ons Bybels het en dan gaan ek die tweede gedeelte probeer lees soos wat ons nou al geleer het. In die Grieks is dit 'n subjek, die liefde en 'n klomp werkwoorde. So die sinnetjies gaan miskien nou nie 100% sin maak nie, maar net sodat ek en jy 'n gevoel kan kry van hoe die gedig in die oorspronklike taal was. En kyk dan of jy een opmerklike verskil kan sien tussen hierdie twee dele in die gedig. Ek lees vir ons saam 1 Korintiërs 13 van vers 1 tot vers 7. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van 'n profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde, geduld, gee om. Die liefde, jaloers nie. Die liefde, spog nie, verwaand nie, tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, bly wees oor onreg nie, maar bly wees saam oor die waarheid. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Ek wonder of dit jou ook opval, dat daar 'n definitiewe verskil is tussen die ritme in die eerste deel en in die tweede deel. En in die eerste deel is daar oor en oor hierdie gebruik van en, 10 keer in die Grieks. En. Dis 'n styl wat van die begin van digkuns af al saamkom. In ons wêreld noem ons dit nou nogal baie grand, ek het nou die woord geleer, nou moet ek dit lees, polysyndeton. Dis 'n opstapeling. Die baie gebruik van die woordjie en is 'n opstapeling van dinge. In hierdie geval is die effek van hierdie opstapeling uitputting. Nogal baie treffend.
'n mens se geestelikheid, die uitleef van jou Christendom, kan 'n uitputtende ding word. Heeltyd ek en heeltyd en. 'n effort wat jou uitput. Baie Christene lewe daar dat hulle Christendom is eintlik iets wat hulle uitput. Teenoor dit 'n ander effort. Ons het mos nou al hieroor gesels. Die liefde 15 werkwoorde wat liefde doen en nie doen nie. Maar hierdie effort lei nie tot uitputting nie. Inteendeel, dit lei tot iets wat jou bemagtig. Ons het in ons vorige sessie hieroor gesels, in ons tweede sessie hieroor gesels, en baie van ons vennote het opgemerk dat die woordjie energie in baie oosterse godsdienste eintlik iets is wat 'n valsheid, 'n misleiding van waarheid verkondig. Nou hoe Paulus daai selfe woordjie gebruik is heeltemal anders. Energeio is die Heilige Gees wat bemagtig. Hy skryf in 1 Korintiërs 12 vers 11, een en dieselfde Gees bewerkstellig, energeio, bewerkstellig al hierdie dinge. In Filippense 2 vers 13, want hy wat gewilligheid en die optrede in julle bewerk, energeio, bewerk, soos hy dit goed vind, is God. Energeio, to put forth power. Hier is 'n omgewing waar jou effort nie jou uitput nie, maar die effort word bemagtig deur die Heilige Gees. Hy gee die energie vir daai effort. Put forth power. Ons doen die werk, maar God gee die energie. En soos wat hy ons bemagtig om die werk te doen van die liefde, word dit op sigself 'n omgewing. As Paulus praat oor die Heilige Gees wat dinge bewerkstellig, is dit in die liggaam. Dit word op sigself 'n omgewing waar goddelike krag werk. Nog iets baie spesifiek oor die woorde dan wat Paulus in die tweede gedeelte gebruik. Woorde, werkwoorde. Hoekom kies hy spesifiek hierdie woorde? Die liefde, lank geduld, lankmoedig, gee om, nie jaloers nie, nie opgeblaas nie, praat nie groot nie, hou nie boek van die kwaad nie. Hoekom kies hy spesifiek daai woorde? Onthou jy wat die issue in Korintiërs was? Dwars deur die brief praat Paulus oor die verdeeldheid in die gemeente. Nou kyk nou weer na daai woorde. Al hierdie woorde is woorde wat nodig is, werk wat nodig is om eenheid onder mense te bou en te beskerm. Dink nou maar aan hoe bou eenheid nie, wanneer ons lankmoedig is met mekaar. Wanneer ons regtig omgee, dit bou eenheid. Hoe breek dit nie eenheid af as daar jaloesie is? Of as mense boek hou van die kwaad, né? Al hierdie woorde, al 15 werkwoorde kan jy terugvat na hierdie een enkele ding. Die Heilige Gees wil ons bemagtig om saam met hom te werk, om eenheid in die gemeente, in die liggaam op te bou en te beskerm. Dit laat my so dink aan wat Paulus in Efesiërs 2 skryf as hy praat oor ons redding. Dan sê hy, ons is immers sy maaksel. En die Griekse woordjie is poema. Dit is waar die woordjie poem vandaan kom. Ons is God se gedig. Nie ek 'n gedig en jy 'n gedig en jy 'n gedig en jy nee, saam. Jy's een woord en jy's 'n ander woord en jy's miskien 'n leesteken en ek is 'n ruspose. Maar saam vorm ons een gedig, die gedig van God in en vir hierdie wêreld. En die liefde, dit wat die Heilige Gees nou saam met my en jou wil doen, hierdie 15 werkwoorde, wil hierdie eenheid opbou en beskerm.
En daar waar dit gebeur, waar ons saam met die Heilige Gees so werk, is dit 'n omgewing waar God se krag aan die werk is. Nie effort wat jou uitput nie, effort wat jou energize. Omdat dit is wat die Heilige Gees saam met ons wil doen. So kan ons die video hier pause en 'n bietjie gesels oor wat verstaan jy nou uit hierdie eerste 2 dele van die gedig uit. As jy hoor, daar's effort wat ons kan uitput, of daar's effort waar die Heilige Gees ons put forth power, hy bemagtig ons. Effort wat werk om die eenheid in die gemeente te bou en te beskerm, sodat die gemeente self 'n plek van werking van goddelike krag kan wees. Daar word effort nie iets wat ons uitput nie. Nee, dis effort wat ons bemagtig, want dis wat die Heilige Gees besig is om te doen. Kom ons pause die video en dan gesels ons so 'n bietjie oor wat verstaan jy uit hierdie deel van die aanbieding uit. En dan kuier ons verder. So ek hoop julle het goeie gesprekke gehad nou en kom ons hou dit in gedagte. Ons gaan dan nou in die tweede deel van vandag se sessie gaan ons gesels oor nog 'n element in die proses van al hoe meer word soos Jesus. Al hoe meer die uitdrukking word van God se liefde wat ons in Christus ken. Onthou ons het gesê dis 'n proses. Dis 'n groeiproses, dis 'n pad wat die Gees saam met ons loop. Dis nie kits nie, dis nie so eenvoudig soos hoor en doen nie. Natuurlik is dit liefde doen, dis werkwoorde. Maar in hierdie proses word ons verander. Ons groei. En ons het in die vorige siklus, onthou jy, het ons gesels oor die element van Jesus aanskou. Ons kan dit nooit onderskat nie en ons kan ook nooit ophou. Dis terwyl ons Jesus aanskou wat die Heilige Gees ons saam transformeer om al hoe meer 'n uitdrukking van die beeld van Christus in hierdie wêreld te wees. Een van ons vennote het so treffend gesê, terwyl ons Jesus aanskou, moet ons 'n begeerte hê om soos hy te wees. Ek dink dit is soos 'n sleutel wat die Heilige Gees wil gebruik. Hy het klaar daai begeerte in ons gesit. Ons wil soos Jesus wees en wanneer ons daai begeerte najag en so na Jesus kyk met die begeerte om soos hy te wees, sluit die Heilige Gees allerlei dinge oop oor die liefde wat ons nou in Christus aanskou. Die element wat ons vandag op wil fokus wat saam met die aanskou van Jesus gaan, is om die liefde wat ons in Christus sien ook te ontvang vir onsself. En vriende, dit vat effort. Die Heilige Gees wil ons hiermee help. Een van ons leiers vertel hoe sy met iemand gesels en die persoon sê hulle het altyd mense gedien, maar dit was hulle manier om mense op 'n afstand te hou, 'n veilige afstand. Hulle het gesukkel om te ontvang. 'n baie belangrike deel van ons transformasieproses is om die liefde wat ons in Christus sien ook te ontvang en om te help met hierdie posisionering, hierdie ingesteldheid van ontvang, gaan ons vandag met daai bril kyk dan na hoe Paulus die liefde beskryf. Ons kyk weer na die lys van werkwoorde. Die liefde geduld, die liefde gee om, die liefde jaloers nie, hou nie boek van die kwaad, is nie opgeblaas, praat nie groot. Al die aspekte van wat liefde doen, wat ons in Jesus sien. Terwyl jy na daai werkwoorde kyk, watter woorde herinner jou aan hoe jy al die liefde van Christus ontvang het? 'n herinnering, 'n oomblik, 'n moment. Christus wat nie boek gehou het van my kwaad. Watter woorde in daai lys, in daai gedig, herinner jou aan oomblikke en momente waar jy alreeds die liefde van Christus ontvang het? Watter woorde is iets wat die Heilige Gees onder jou aandag bring?
Jy het nodig om hierdie element van Christus se liefde vir jou beter te leer ken. Dis soos 'n uitnodiging om 'n aspek van Christus se liefde nog meer jou eie te maak. Vriende, om te groei, om soos Jesus te word, iets wat ons saam doen, begin baie keer by die aanskou en die ontvang van Christus se liefde. En kom ons herinner mekaar net weer daaraan, ons staan in die volheid. Ons is in die volheid van God se liefde en genade in Christus. Ons het in daai sin reeds al God se liefde ontvang. Ons staan in die volheid daarvan in Christus. Maar Paulus bid vir mense wat in Christus is in Efesiërs 3 en hoor wat bid hy, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte. Ja, om die liefde van Christus te leer ken. Hy bid vir mense wat klaar die liefde ontvang het, dat hulle dit kan leer ken. En dis die element van ontvang, soos ons nou in die proses het noem. Om regtig die liefde van God waarin ons nou staan, al hoe meer vir onsself te leer ken. Dis die doel van geestelike dissiplines. Dissiplines soos bid of Bybellees, saamkom, saam luister na die woord, saam gesels, saam aanbid. Die doel van geestelike dissiplines, die effort van dit is nooit om iets te verdien nie. Dis nie verdien nie, dis om te leer ken dit wat hy klaar ontvang het in Christus. Om dit regtig beter te leer ken. En soos wat Paulus bid, is dit iets wat ons saam doen, saam met al die heiliges. En daarom gaan ons nou kans gee aan die einde van hierdie aanbieding, dat ons hierdie dinge met mekaar deel. As ons na hierdie woorde kyk wat Paulus gekies het in die gedig, om Jesus te beskryf, die liefde te beskryf. Watter woorde is vir jou soos 'n herinnering? Deel dit. Jy weet nooit watter krag 'n storie uit jou lewe gaan hê vir iemand anders. Onthou jy, ons het toe ons in ons reeks gepraat het oor genadegawes gesê, ons word soos kanale van God se genade. Jy weet nooit wat 'n herinnering, 'n moment, 'n oortuiging, hoe jy Christus se liefde leer ken het, iemand anders te kan help om ook Christus se liefde te ontvang vir hulle self. Deel dit. 'n woord wat 'n herinnering by jou opbring. Miskien is daar 'n woord in hierdie lys soos Paulus die liefde beskryf wat jou weer terugvat na 'n aspek van Jesus in een van die verhale in die evangelies. Deel dit. Ons kan nooit ophou om te aanskou nie. Dis in aanskou wat ons verander word. So deel dit. Miskien vat 'n woord in hierdie gedig jou na 'n uitnodiging toe. Ek het nodig om hierdie aspek van Christus se liefde beter te leer ken. Terwyl ons dit deel, kom ons luister aandagtig, kom ons wees nuuskierig, want dis terwyl ons ook so saam is, onthou jy, wat die Heilige Gees dinge bewerkstellig. Die Heilige Gees wat my en jou wil help in die effort wat dit vat, om ook hierdie liefde wat Christus het, vir myself te ontvang. En ons help mekaar in dit. So ek wil jou uitnooi. Ons gaan nou die aanbieding afsluit. En dan gaan ons kans gee dat jy kan ontvang. Hoe gaan ons dit doen? Ek gaan vir ons bid en dan gaan ek weer hierdie skrifgedeelte lees, die tweede gedeelte in die gedig wat die liefde beskryf, soos ons hom nou in ons Bybels het. En dan sal dit miskien goed wees as julle as 'n groep dit ook weer lees. En dan deel met mekaar. Wat 'n woord was vir jou 'n herinnering? Wat 'n woord het jou weer gehelp om Jesus te aanskou vir wie hy is? Wat 'n woord is 'n uitnodiging?
Hier het ek nodig om die liefde van Christus nog meer te leer ken. En terwyl ons dit doen, hier is ons vertrou dat dieselfde Heilige Gees wat vir Paulus gehelp het om hierdie gedig te skryf, is nou ook aan die werk. En hy wil ons help om Jesus te aanskou en om Jesus se liefde te ontvang vir onsself, maar in dit help ons mekaar. So, ek gaan vir ons bid, en dan gaan ek lees, en dan sal die fasiliteerders in die groepe help met die fasilitering verder. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir u Gees, wat in ons innerlike mens werk, wat ons in staat stel om Christus se liefde te ken. Dankie dat ons u nou kan vertrou om te werk deur u woord en u Gees in ons gesprekke. Herinner ons aan die liefde van Christus. Help ons om weer te onthou en so opnuut te ontvang. Help ons om opnuut te besef, dit is die liefde waar binne ons staan. En lei ons, Heilige Gees, om u liefde al hoe beter te leer ken. Bring dinge onder ons aandag wat ons nodig het om Christus se liefde nog dieper te leer ken. Ons begeerte is om al hoe meer soos Jesus te wees. Lei ons, Heilige Gees. Amen. Die liefde bly geduldig. Die liefde gee om. Die liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Die liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Die Here seën julle in julle gesprekke.